Wanneer dit by aftrede kom, wil almal seker wees dat hulle geld so lank soos wat hulle dit nodig het, hou. Baie Suid-Afrikaners kies 'n lewensanniteit om vir hulle 'n gereelde inkomste na aftrede te verseker, maar daar is ook 'n paar algemene foute wat mense maak wat hulle finansiële toekoms kan beïnvloed. Om vir ons meer te vertel, gesels ons vandag met 'n finansiële adviseur by Everest Advisory Services, Hendrey Botha. Hendrey, welkom terug hier by ons. Baie dankie. Goed, Hendrey, maak jy hierdie lewensanniteit foute? Maak ek die lewensanniteit? Ja. Wel, ek is nog nie op aftrede nie. Ek wens ek het. Wel, Dit sou wonderlik wees, nee? Ja. Nee, so ek dink wat is belangrik dat Suid-Afrikaners verstaan wat is 'n lewensanniteit en dat hulle ook weet dat daar ander produkte in die mark is. So 'n lewensanniteit sê presies wat die woord sê en dit is inkomste vir lewe. So jy werk jou hele lewe lank, jy maak vir jou 'n bietjie pensioengeldjie bymekaar en daai geldjie koop vir jy vir jou inkomste vir lewe. Dit is 'n gewaarborgde inkomste en dit is of 1 lewe of 2 lewe, sê net maar jou man en jou vrou en daarna is die inkomste basies klaar en dis weg. Nou goed, baie Suid-Afrikaners kies 'n lewensanniteit wanneer hulle aftree, maar kan jy dalk net vir ons 'n bietjie meer verduidelik, jy weet, hoe dit werk of hoe mense te werk moet gaan dalk wanneer hulle op so iets besluit? Wanneer hulle 'n lewensanniteit kies. So ek sê dit is belangrik dat mense tyd neem wanneer hulle besluit neem, want hierdie besluit is die res van jou aftrede lewe. Jy weet tot jy nie meer lewe nie. En dit is sleg om jy weet dat jy dink jy gaan nie weer 'n tweede kans kry om op 'n inkomste besin of 'n ander werksaansoek te doen nie. Maar as dit is die inkomste wat jy nou vir jouself bepaal, moet vir jouself deur inflasie dra, deur jy weet die onstuimige toestande wat daar in die wêreld bestaan. Goed, nou ons gesels vandag oor foute wat mense maak in die verband. Wat is die grootste fout wat julle oor die algemeen die meeste waarneem? So die grootste fout wat ons waarneem is wanneer mense hierdie lewensanniteit kies, is dat mense nie besin dat hulle inflasie speel 'n rol en hulle vat dit moontlik uit as 'n vaste inkomste en daai inkomste wat jy nou besluit gaan nie noodwendig oor 5 of 10 jaar dieselfde vir jou lyk nie. Dit is nodig dat jy groei daarin koppel sodat jy byhou by inflasie. Ek verduidelik inflasie altyd so my inflasie lyk anders te van joune. En want ek sit iets anders in my mandjie en jy sit iets anders in jou mandjie. Maar en dit verskil ook vorentoe, jy weet, jy kry valstande en jy kort nou 'n bietjie iets anders daarvoor en jy koop ander dinge. En maar dit is belangrik dat jy byhou met jou inkomste byhou met jou lewens standaarde. Nou, een van die groot risiko's is dat mense nie mooi verstaan, jy weet, hoe hulle inkomste oor die tyd beïnvloed kan word nie. Hoe kan verkeerde besluite oor inkomste 'n persoon se aftrede oor die langtermyn beïnvloed? Ja, so dit is presies wat vandag vir jou werk as 'n inkomste is nie noodwendig 5 of 10 jaar nie. So ek sê maak seker dat jy gekoppelde groei aan jou plan het. Ja. As jy nie daai gekoppelde groei aan jou plan het nie, gaan jy nie inflasie kan weerstaan nie. Jou koopkrag in die mark raak minder. En dan is dit ook 'n geval van gaan jou tweede lewe sou jy nie meer daar is nie, gaan daai inkomste haken of hom kan dra vir die tydperk wanneer hy die inkomstebron is of sy die inkomstebron jy moet handhaf van. En hoe belangrik is dit vir afgetredenes om hulle finansiële plan gereed te hê? Ja, so enige plan moet gereeld hersien word, anders is dit nie 'n plan nie. Want jy moet kyk, jy weet, waar hierdie plan wat ek vir myself maak, hoe kom ek daarby uit? En jy weet, waarteen meet jy 'n plan? So dit is belangrik dat jy al kan hierdie anniteit nie self gehersien word nie. Jy weet, as jy hierdie keuse gemaak het jy hierdie keuse gemaak. Maar jy kan wel jou ander finansiële planne of jou beleggings rondom dit beplan sodat dit jou aftreeplan ondersteun. Jy het nou na die woord koopkrag verwys. So inflasie kan oor 'n tyd dan nou 'n groot impak op mense se koopkrag hê. Definitief, jy weet. Ja, ek wil amper al sê in watter mate behoort afgetredenes dit in ag te neem. Ja, so hierdie is vir my 'n goeie verduideliking hoe ek vir mense sê, jy weet, toe ek op skool was het my ma vir my R10 gegee om 'n brood te koop. En ek kon 'n brood en 'n melk vir daai R10 koop. Vandag stap jy in enige winkel in en jy kan nie eers 'n brood koop vir R20 nie. So, dit is wat ek verduidelik. So jy het nie dieselfde koopkrag as wat jy gehad het, jy weet 'n paar jaar, ek gee dalk nou my ouderdom weg om te sê hoe lank terug dit is, maar jy moet dieselfde koopkrag in die mark, jy moet nog steeds daai brood kan bekostig vir daai R10, jy weet daai brood en die melk. Ja. Alhoewel die geldwaarde nie meer dieselfde is nie, moet jy meer voorsiening hê om daai te kan opmaak.
Is daar enige ander foute wat jy sien? Jy weet wanneer dit by die keuse van 'n lewensanniteit kom? Definitief. So mense neem nie noodwendig hulle gades of familie se finansiële risiko's in ag nie. Jy weet, Ja. 'n lewensanniteit, die inkomste stop by hulle. Jy weet, as jy wegval môre en jy het net 'n enkel lewe op 'n lewensanniteit gekoop, dan stop dit by jou. Daai persoon gaan nie die inkomste kry nie. Daar's nie 'n genomineerde begunstigde waar jy jou legacy kan beskerm en die inkomste en die gelde wat nodig is na jou dood nie. Dit is wat mense nie insien baie keer en dit is hartseer om te sê. Ek het al gesien hoe mense aftree en dan jy weet hulle lewe 'n maand of 2 maande, hulle is oorlede en dis dalk 5 of 10 miljoen rand wat hulle inkomste gekoop het vir lewe. Daai 10 of 5 miljoen rand is weg. Die familie sien dit nooit weer nie. Ja. Nou maar gestel maar mense het nou so 'n fout gemaak. Kom ons sê daar's dalk iemand wat ingeskakel is en hulle het nou hierdie fout gemaak. Is daar 'n manier om dit dalk dan nou op te los of dalk 'n bietjie beter te bestuur ook? Ja, so 'n waarborg kos jou geld. So jy dink jy koop 'n inkomste vir lewe, maar dit kos jou eintlik geld want jy het nie die kans om hierdie fout reg te stel is baie selde dat jy dit kan regstel want jy het 'n waarborg gekoop. Jy weet jy kan nie jou TV terugvat en sê jy het nie meer die waarborg dat hy vir so lank gaan werk. Jy weet na 5 jaar is jou waarborg verby. Ja. Ja, so sodra jy hierdie plan uitgeneem het, is soos om 'n TV te koop, jy kan return nie as jy nou 'n bietjie goedjies op dit gemors het of iets. Nee, baie Ja. waar. So watter raad het jy vir Suid-Afrikaners wat in hierdie stadium 'n lewens- of 'n aftreeanniteit oorweeg? So my raad is, ek weet die stremming is erg wanneer jy jy weet jy het nou op 'n werk en jou volgende inkomste is afhanklik van jou aftrede. Maar moenie gejaag wees om 'n besluit te neem nie. Hê jou beplanning so in plek dat jy 'n besluit kan neem gegrond op dit wat jy vir jou mense wil nalat, maak seker dat jy nalatenskap het en dan dit ook in terme van jou inkomsteverhogings. Maak seker dat jy wat ook al plan jy het, gaan inflasie weerstaan. Daar is planne, dit is nou nie die lewensanniteit nie, maar dis die lewende anniteit waar jy jou inkomste kan bestuur, hoeveel jy maandeliks onttrek, jaarliks onttrek, tussen 2,5 en 17,5%. Jy kan 'n genomineerde begunstigde daarop sit en jy kan ook jy weet jy kan 5 miljoen rand hê wanneer jy aftree, maar in daai plan kan dit groei as jy jou inkomste reg bestuur. Ja, so as ek dit kan opsom, klink dit vir my asof 'n kenner se raad baie belangrik is in die verband en 'n mens moet gereeld kommunikeer met die mense die naaste aan jou. Hendra, baie dankie vir jou Baie insig. dankie. Goed, ons is net hierna terug en dan gesels Arnold oor 'n ongelooflike byeenkoms. Bly ingeskakel net hier by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug.